Asai, goeiemôre. Goeiemôre aan almal wat ingeskakel is vanoggend by die lewendige uitsending op Basak Radio, op Basak TV en ook goeiemôre aan al die manne wat alreeds hier vanoggend aangesluit het by ons eerste brultyd in 'n rukkie. Chris, kan ek jou vra om jou kamera om te sit asseblief my brother? As dit moontlik is, ek hoop so. Ek dog julle sit en kyk vir my en Mindam kan julle my nie sien nie. Hoor, daar's hy nou. Ek het Daar's hy. nog wel en ook hierso. Hallo Andrew. Wil jy nie met jou foon horisontaal draai nie, Chris? As hy. So julle manne is op pad werk toe of Ja, ons is nou al vir 3 dae op die pad wat ons besig is met werk hier met die myne saam. Ja, en ons gaan darm vandag bietjie huis toe. Dit is nou ook ek is nou moeg om hom te sien. Ek wil Chris sê vir my nie week. Hy sê coach, ek werk so laat, ek is so besig. Hy sê as ek by die huis kom dan blaf my honde vir my. Hulle ken my ook nie meer nie. So ja. Maar dankie Chris, yes, ons sien baie uit na vanoggend en ek weet daar's baie mense ingeskakel reeds wat ook jou storie wil luister, jy weet soos ek altyd sê en jy het dit ook gehoor daai tyd in die tronk. Ons almal het 'n storie om te vertel. Die vraag is net hoe gaan jou storie eindig? So ek wil net vir die res van die manne vra om net vir ons te mute terwyl Chris praat en dan na die tyd as jy vir hom iets wil vra of iets of iets met hom wil deel, is ons welkom. So as jy vir hom iets vra na die tyd, wil ek asseblief vra, omdat die podcast later op YouTube ook gesit word en ander platforms, as dit moontlik is, sit asseblief jou kamera aan as jy vir hom iets wil sê of iets wil vra, iets wil byvoeg, wat iets op jou hart is. En ek wil vir Samuel Alipad daar uit Namibië vra, sal jy vir ons open met gebed vanoggend asseblief, Samuel? Okay, ek maak so vrede. Dankie, Sammy. Here, baie dankie vir 'n lieflike môre waar ons kan saamkom. Dankie, Here, dat U met ons sal praat. Baie dankie vir die vrede wat heers, Here. Die blydskap wat ons geniet. Ons bid, Here, U leiding, U Heilige Gees. Seën ons, Here, in die naam van Koning Jesus. Seën ook ons luisteraars wat ingeskakel het. Hulle wat ook later sal inskakel. Laat U naam verheerlik word, Here, en laat U naam al die tyd geprys word. In Jesus Koning. Amen. Amen. Baie dankie, Sammy. 'n lieflike seën uit Namibië uit. So ons is reg vir die oggend om lekker saam te brul. Chris, ek gaan jou sommer dadelik aan die woord stel. Jy weet jy het 'n lekker lang storie om te deel en ons wil alles hoor. Jy moenie terughou nie. Asseblief, hierdie is 'n mannegroep. Maar ek sê mos, is 'n mannegroep vir vrouens. Want as manne gesond word, word die huisgesin gesond. Jy weet, dan is hy brul weer terug by almal. So, Chris, ek het gister, was ek gou saam met my vrou, ons is mos nou hier in Mosselbaai, en ek ry saam met my vrou gou George toe, gou, dit is ook nie gou nie, maar, en terwyl ek ons is daar by die Garden Route Mall, sit ek in wagval gou daar in die voertuig, ek is besig op my foon met iemand, en ek sien as 'n jong seun, waar daar karre oppas, maar toe my vrou uitklim, wys ek vir, ek sê, yes, maar kyk die oukie is jonk, hy is baie jonk, hy lyk of hy nog op skool moet wees, so ek is geïnteresseerd, ek wil toe my hoor die so, doen jy dit nou net vir die skoolvakansie, dat jy die karre oppas, en hy sê vir my, nee oom, ek doen dit voltyds, ek sê, hoe oud sê hy sê 17, ek sê, joh, is jy nou klaar met skool, hy sê, ja, ons het van Gauteng af hier naartoe getrek, hy en sy ouers, en hy sê toe maar, jy kan sien, die oukie, hy's nie verniel nie, jy kan sien, hy's nog 'n mooi seun, jy weet, maar, jy weet, baie keer kan ons agter 'n glimlach, 'n lekker maskertjie op hê, en maar wat binne aangaan is, wat regtig saak maak, en hy sê toe vir my, ja, hy kan nie by een van die skole inkom nie, ek wil nie die skole se name noem, alles nie, maar hy sê die een vat net sportkinders, en ek sê toe vir my,
hy sê toe vir my mense, hy sê, en ek het vir my pa gesê, wel as ek nie by 'n skool kan inkom nie, ek weet nie, dalk was hy nou baie stout in die ander skool waar hy was, en is dalk gevra om te gaan, ou weet nie, maar hy sê toe vir my, en ek is nie jong laaitjie se naam nie, maar joh, hy bly met my, hoor. Hy sê nie, hy het vir sy pa gesê, hoor jy, ek gaan 'n werk soek. Hy sê, oom, en dis al waar ek 'n werk kon kry, want niemand wil vir my werk gee, want ek is nog nie 18 nie. Maar ek is bereid om hier te begin. Ek sê vir hom, yes, Joma, jy het vanoggend my dag gemaak. Ek sê, weet jy wat, onthou net een ding, hierdie is net tydelik, hoor, dis nie permanent nie. Jy kan nou besig wees met jou eie sekuriteitsfirma wat begin. Leer alles wat jy moet leer in hierdie season. En yes, maar, en net die woorde, ek is trots op jou. Maak dat hy jong seun sy gesig ophelder, vol blydskap, vol joy. Dankie oom. Dankie, ek sê nie, ek stoot op jou, byt vas, hou vas, hierdie is net tydelik, dis nie wie jy regtig is nie, is net tydelik. En ek weet, Chris, jy het ook, ek het ook nou terugkom hier by die huis, toe luister ek gou daai Engelse voice note of boodskap wat jy een keer vir my gestuur het vir die radio, so ek was 'n hele paar jaar terug. Ek dink is net na ek jou ontmoet het in die tronk, toe jy vrygelaat is. En ek het toe bietjie daarom geluister, net om so 'n bietjie recap te kry. So ek weet daar's baie wat jy wil sê, en ek gaan nie vir jou onderbreek tussenin nie, ons gaan na die tyd bietjie lekker saam kuier en gesels saam met die manne. Maar ek wil vir jou vra, om te begin waar Chris ook nooit gehoor het, ek is trots op jou nie. Weet, waar Chris se onskuld gesteel is as 'n jong seun. So baie dankie Chris, dat jy bereid is om jou storie met ons te deel. Ek weet daar's baie mense wat se lewens aangeraak moet gaan word, wat hulle vanoggend gaan hoor. En ja, dankie Chris, ons mute en jy's aan die woord. Dankie my boetie, hoor. As hy, dankie coach. En dankie vir al julle manne wat vanoggend ook ingeskakel het, al die luisteraars. Dit is 'n voorreg om saam met my nou Andrew ook hier so te kan wees. Nou Andrew, hy gaan ook oralste waar ek gaan. Ja. En kyk, ons is soos pap en vleis. En ons verjaar op dieselfde dag, jy weet coach. Ons is altyd op die 1 Januarie gebore. So ons is twins, ons is net nie dieselfde pa nie. Ja. Ja, well ons het actually nou net nie dieselfde ma nie, né? Ja, nee. Ou kiertjies. Wel coach, om net vir die luisteraars ook bietjie meer inligting te gee. Ek het groot geword in 'n area wat Vogwel is, daar naby Potchefstroom, as jy nou so op die N12 Klerksdorp se kant toe gaan. Ek het daar so op by Plaasdorpie groot geword, ek het daar so skool gegaan. En my ma was 'n enkelma gewees. En ons het by ouma en oupa op die plaas gebly, jy weet, en ek het daar so, ek moes nou maar al my katte kwaad aangevang. So agter die trekkers gaan skelm rook, en oupa het gesê, moenie die kiewiete skiet nie, en as oupa dorp toe ry, gaan skiet jy mos die kiewiete met die pellet, en met die daisy, jy weet, en dit was nogals, dit was lekker om op die plaas groot te word, jy weet, dit het vir my gevoel, daar's baie wat 'n ou nog moet achieve, jy weet, en ek het vry gevoel. En ek is 'n jong mannetjie met baie ambisie gewees, jy moenie vir my sê, jy mag nie, want dan gaan ek jou wys ek gaan. En as jy vir my gesê het, jy sal nie, dan gaan ek jou wys ek sal. En ja, maar ek dink dit is waar my ambisie met besigheid ook vandaan kom, is van daai jonger dan, daai jong mannetjie wat nog al binne sit. Maar op die plaas soos ek groot geword het daar iets gebeur wat my hele lewe onderste bo begin gooi het, en dit is die feit dat ek gemolesteer was op die ouderdom van 7, so tussen 7 en 8 jaar oud, jy weet, en die dinge is natuurlik so op 'n slinkse manier vir jou, aan jou blootgestel, jy weet, dit is nie net boem, hierso is die goeders en daar gebeur dinge nie, nee, natuurlik, jy word ingeloor, die mense wat die tipe dinge doen, hulle is slim, jy weet, hulle loer jou in so stadig, maak 'n vriendskap, jy weet, en dan tot hulle satisfaksie gekry het, en dit is ongelukkig nou met die manier wat die duiwel gebruik om, ek wil amper sê, die kinders wat regtig 'n groot toekoms het, so vroeg al aan te val, want hoekom sal jy al teen 'n kind wees op so 'n jong ouderdom?
as jy verstaan wat ek sê. Hoekom 'n kind op so 'n jong ouderdom al aanval? En dit is wat die duiwel doen. Hy val jou aan presies daar waar hy weet hy gaan die greep die styfste trek. Hy gaan jou nie aan jou pinkie trek as hy weet hy gaan jou die styfste om jou voet kan vashou nie, want jy dalk 'n swak voet of 'n swak enkel. Reg, en jy weet ek is toe later gemaak glo dat die my skuld was. En natuurlik toe nou van niemand gesê nie. Ek meen wat weet 'n seentjie van daai ouderdom, ek gaan vir jou male sê dit was jy en is die en is daai. Jy weet, en dan bly jy nou maar stil en daai begin 'n ding wees nou wat jy moet begin is 'n monster wat jy begin voed op alle maniere. En een van daai maniere wat die duiwel dan nou natuurlik nog vir my gebring het was dwelms. Ek meen my oupa het daar gegroei op die plaas, jy weet, tussen die mielies. So marijuana en daai goeters was vrylik beskikbaar. Hulle het dit natuurlik geplant met die hoop dat ek nie my eie oes sou trek nie, maar ek het natuurlik, jy weet. Ja, maar die probleem is dit het nie net by dit gebly nie. Jy weet, as jy besig is met die verkeerde dinge, net coach, en ek weet nie of jy al agtergekom het nie, dan trek jy die verkeerde tipe mense aan. En dit is so in die lewe. As jy vir jou gaan besig hou met nonsens, dan gaan jy nonsens aantrek na jou lewe toe. Bly weg van dit af eendag. En dit is iets wat ek en Andrew vir julle kan op 'n daaglikse basis sê. Daar's mense wat jy ontmoet wat jy weet, die persoon gaan net moeilikheid veroorsaak. Ja. Daar is van daai mense en ek dink die Bybel gee vir ons genoeg wysheid om te kan onderskei wanneer is dit wat jy moet terugstaan van 'n persoon af. En my ma het ongelukkig nie daai boodskap gekry nie. My ma het gaan staan en trou en ek is toe van die plaas af saam met my ma gevat na die ou woonstelletjie toe daar in Vogel. Nou dit is 'n 2 slaapkamer woonstelletjie bo in die lug. En jy weet 'n ouetjie wat van die plaas af kom wat vryheid gehad het, wat op trekkers kon ry, hy kon op die bakkie ry. Nou sê hy hier in 'n woonstel in die lug, en die meerderheid van die mense wat om ons bly is ou mense. En nou die nuwe stiefpa wat ek toe nou gekry het, was 'n dwelmverslaaf. So jy kan nou dink wat is klaar weer besig om te gebeur, nie net die dwelmverslaafde nie, maar hy het vir my en my ma goed gewette. En later my 2 broers ook. Ek het 2 broers jonger as ek. Andrew is nie my enigste boetie nie. Ek het nog 2 broers jonger as ek. Die ene werk ook nou saam met ons, klein Arthur. Maar jy weet, dit het so bad gegaan dat hy eventually hy skeer my ma se hare soos Andrew se kop. En dan dwing hy hom in die strate te loop, jy weet, en dan moet jy saam met jou ma dorp toe loop en die ander skoolkinders sien jou, jy weet, en jy word gespot en ag jy weet, daar is mos maar baie dinge wat gewoonlik dan by die skole verkeerd loop. En dit maak natuurlik dat jy ook 'n bietjie haat teenoor mense kry. Dit het vir my verskriklik haat teenoor mense gegee. Nie in die sens van net enige iemand nie, maar ek is so, as ek kwaad was vir jou, dan het ek lank kwaad gebly vir jou. Ek het daai kwaad het ek gewoonlik gekoester en ek het hom gevoed, want dit die hele tyd, ek is ongelukkig, het ek ADHD. Julle sal hoor, ek is baie keer praat ek oor 'n topik en dan switch ek sommer na die volgende ene toe. So julle moet my verskoon. Ek het nou net my pille gedrink, so dit sal nou inskop, moenie worry nie. Maar julle kan dink dat nou sit jy in hierdie posisie en jy moet jou 2 boetiekies gryp en dan hardloop die kamer toe en dan gesluit jy jouself en hulle in die kamer toe. Sodat die stiefpa nou nie by ons kan uitkom nie, jy weet, maar toe ek nou natuurlik groter begin word, tot so op die ouderdom van 16, maar toe's ek nou besig met allerhande katte kwaad, toe ek al klaar begin misdaad pleeg, amper op 'n daaglikse basis, ek begin 'n shoplifting doen, ek het
Jy weet, jy begin ook eers maar by die huis steel. Almal van ons is, jy begin steel, jy begin by die huis steel. Daai is jou toetsgronde. Dis daar waar jy sien as die mense jou gaan vang mos. Want dis waar jy die gemaklikste is. Maar dis ook waar jy jou eie mense die seerste maak. En dit is wat ons nie weet nie. jy sien dit na die tyd. Na die tyd as jy uit die jare van die gevangenis uitgekom het en jy moet daai verhoudings begin repair, dan sien jy dit wat jy aangevang het. En vir baie mense is daar nie daai kans om dit weer te sien nie. Baie mense kry nie daai geleentheid nie. En jy moet definitief elke dag die verhoudings wat jy het, moet jy koester. Koester dit. Voed dit, maar voed dit met God se gees. God se gees moet eers daar wees in al daai verhoudings wat jy het. En dan sal dit gemend word. Ek en Andrew was nou by my familie op die plaas met die mannekamp. Ja, jy weet. Ek sal sê ons kom weer lekker oor die weg. Ons familieverhoudings is genees, maar voor dit alles gebeur het, was dit 'n storm geweest. Dit was die storm van losbandigheid, die misdade wat ek gepleeg het, die dwelms wat ek gebruik het. Jy weet, ek het op stadium met ek sommer my ma se kar gevat en gaan verkoop vir dwelms. En niemand kom my keer. Niemand sou dit gewaag het nie. Jy weet, en jy raak so hard dat jy begin naandrand, want vir my, ek het begin vra, hoekom laat die Here die dinge toe? Jy weet, coach, hoekom gebeur die dinge? En daai is een van die grootste vrae waarmee ek gebattle het. Dat as die Here dan nou so goed is, hoekom gebeur dit? En ek kon net nooit iemand kry wat vir my die regte antwoord kon gee. En ek het regtig 'n harde hart teenoor die Here ontwikkel daai jare in my lewe. Jy weet, as iemand van die kerk na my toe gekom het, het ek opgestaan en weggeloop. Ek wou nie van die Here hoor. My oom, hulle het 'n ander tannie gehad, ou tannie Millie. Ek onthou haar woorde nog soos gister. En as sy soontoe gekom het, dan sal ek ook opgestaan en geloop het. En hulle het regtig probeer om my na die Here toe te bring. Maar selfs my oom Johan Miller, hy is in die polisie. Ek dink, coach, jy sal hom dalk nog ken. Hy het ook tot in die polisie, dan bring hy vir my die woord. Kom bid hy saam met my. Maar ek kon net nie op die punt kom waar ek vrede kon maak met wat gebeur het nie. Want onthou nou, my biologiese pa is nie daar nie. Jy weet, dis die dinge by die skool, dis die dinge by die huis. Jy word gestuur om te gaan geld bedel vir kos. Jy weet, ja, dit is sommer net 'n akkumulasie van al die dinge wat verkeerd loop, en dit is ook al wat jy raak sien, want op daai stadium voel jy vasgevang in daai situasie. Maar as ek vandag terugkyk, en daai vraag wat ek gehad het, hoekom laat die Here dinge gebeur, dan het hy homself geantwoord. Ek het nie eens nodig om hom weer te vra, hoekom het jy dit laat gebeur? Want vandag, hier waar ek sit, weet ek, daai dinge wat daar gebeur het, aan die ander kant, hier sit 'n beter mens. Ek is sterker die kant, as wat ek daai kant was. Jy weet, en ek moet ook sê, coach, en jy kan vir Andrew vra, daai het my nogals die ability gegee om te sê, as ek begin met dit, dan hou ek nie op. Ek hou nie op.
Ek hou nie op nie. So as ek 'n ding opgevoeder het, en hy het kom goed opgevoeder. Ja, en jy weet, ek het die hele tyd dan beland ek in die juvenile gevangenis. En daar ook, dan kom die mense en hulle bring vir my die woord en ag man, net ou klein Chrissie wou nie hoor nie man. Op baie stadium was die ore nog toe. Daar was te veel water nog wat hier in die kop rondgedryf het. Maar in toe ek 16 geword het, jy weet, toe sê ek vir my ma, kyk, hierdie is nou genoeg. Vandag, die is die dag. Want dit is ek of die ene. Een van ons twee gaan in 'n bodybag hier uit vandag. Of ek gaan. Ek vat my goed en ek waai. 16 jaar oud, waartoe gaan jy? Jy het nog nie 'n skool klaar gemaak nie. Jy het nog nie eens graad 10 eindeksamen geskryf nie. Maar jy wil gaan. Maar glo my, ek het 'n lus gehad vir die lewe wat niemand gehad het op daai stadium. Jy weet, as jy voel jy wil wegbreek van alles af. En ek het daai dag uit die huis uitgegaan. En ek het 'n werk gekry, maar ek het dit nie lank gehou nie, want ek het 'n probleem gehad met dwelms. En daai dwelms het gemaak, dan gaan jy nie werk toe nie, of jy doen jou werk halfhartig, jy weet. En gaan kyk, maar iemand wat dwelms gebruik, hy doen 'n ding halfhartig, hy doen dit nie met sy volle hart nie. Dit is so. En nie lang daarna nie, toe moet ek hoor, ek het my meisie wat ek gehad het, swanger gemaak. Op die ouderdom van 17, toe moet ek 'n pa word. Ja, sal nie glo nie, daai meisiekind is, ek gaan die 17de na matriek afskryf toe. Ja. En maar nou het ook nie opgehou met die dwelms nie, en misdaad het toe 'n alledaagse ding geword vir my. Ek het misdaad gepleeg vir 'n lewe. Dit is wat ek gedoen het, van bedrog af tot karre steel, tot huisbraak. Man, name it. Ek meen, een van die sake waarvoor ek in die tronk was, coach, jy weet, daar is goed soos business robberies, daar's karre diefstalle, daar's verskeie goede. Maar daai, kom ek sê vir julle een ding, daai crimes wat julle nou gehoor het, coach, dit is miskien 'n prentjie van wat ek agtergelaat het. Reg? Maar dit is ook die prentjie van wat besig was om te gebeur in 'n ou se lewe. Iemand met so tipe, hoe sal ek sê, iemand wat is soos die manier wat ek was. So iemand wat sy attitude so is iemand wat in die moeilikheid is. As jy by die werk is, en jy weet jy doen 'n ding halfhartig, dan wil ek sê, jy moet weet dan, hou op dinge halfhartig doen. Want die Bybel sê, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Ja. Werk asof jy vir die Here werk. Jy sit alles, dit maak nie saak of daai job nie die beste job is wat jy wou gehad het nie. Dit maak nie saak of dit die laagste posisie by die firma is nie. Dit maak nie saak oor die posisie of enige iets van die posisie. Dit gaan oor jou. Dit gaan oor 'n prinsipel. Ek is 'n kind van God. Ek het verander. En ek wil hê my werksplek moet verander. So ek moet eers verander. Dan sal al die ander dinge verander. En dit is hoe dit vir my ook was, coach. Want eers na 26 jaar, toe vind ek die Here. En in die gevangenis. En
terwyl ek in die gevangenis is, jy weet, en ek beplan alweer my volgende kattekwaad, reg, en ek bedoel, nou Andrew sal weet, ons wat gereeld gevangenis toe gaan, of gegaan het, mense ken jou, jy is wel bekend, buite en binne in die gevangenis. Nou, binne in die gevangenis, het ek nou natuurlik klaar weer kringloop van vriende, kringloop van bendelede, van maats, van kennisse, wat ook al jy hulle wil noem. En ek staan so in 'n sirkel, coach, en hulle is besig om 'n lang joint te swaai daai dag. En hulle begin om rook, want as jy mos in data is, dan rook julle mos almal saam, want jy weet, coach, jy weet, en hulle rook, en terwyl ek daar so staan, voel ek maar ek kry pyn op my bors. En die pyn raak so intens dat ek begin ongemaklik raak, man, en ek voel nee, ja, iets is nie lekker nie. En die een kant van my lyf het so begin 'n lam begin raak. En nog voor daai is al by my gekom, en toe sê ek vir die ouens, kyk die ouens, ek gaan uitval, ek gaan loop, en ek loop. En terwyl ek so loop, begin my liggaam amper soos pins on needles raak. En ek loop toe vinnig tot by my bed, nou, coach, jy ken daai bankerbedjies, daai bo op mekaar skeffelbedjies. Ek het met my arm so bo op die skeffel gaan sit, en ek het my kop so gesak, jy weet, en ek het geweet, hier's moeilikheid. Ek het geweet, hier kom, wat ook al hier in kom is nie iets wat ek voorbereid was voor. En ek het actually besef dat hierso gaan ek kom. Hier gaan ek dood vandag. Coach. Ek wou nie by daai punt kom en dan besef jy was verkeerd. Want as jy dood kom, vra hy nie of jy reg of verkeerd was nie. Hy vra ook nie wat is jou velkleur, hy vra ook nie hoe oud is jy. En die vraag is, as jy jou lewe verkeerd lewe, wat gebeur daarna? Ek kan vir jou sê, waarvan jou oë oopmaak, my maat. Want ek het. Nadat ek dood gegaan het op daai skeffelbed, het ek my oë oopgemaak by die hekke van die hel. Ek het die hel met my eie oë gesien. En die berou wat jy daai tyd voel, is te laat. Ek wil vir jou sê, daar is nie nog kans as jy daar is nie. As jy daar beland het, is jy in die moeilikheid. En terwyl ek voor die hekke van die hel gestaan het, en ek het die mense gesien daar binne. Mense wat gehuil het en gebyt het op hulle tande, en julle moet weet, ek het geen Bybelkennis gehad voor dit nie, nee. Ek het nie geweet die goed staan nie is in die Bybel nie. Ek het die goed in my eie oë gesien. En die mense wat so gehuil het, en die hitte daar is verskriklik. Coach, daai hitte is nie jou braaivleisvuur op 'n Saterdag aand nie. Jy wil dit nie sien nie, jy wil dit nie beleef nie. Glo my, jou ergste dag hier op aarde is nie 'n match teen daai dag. So ek hoop, jou lewe is reg met die Here, waar ook al jy is, waar ook al jy vandaan luister, ek hoop, jou lewe is reg met die Here. Ek hoop elke dag voor jy jou oë toemaak, sê jy vir die Here, jammer vir die dinge wat jy verkeerd gedoen het, want ons almal doen verkeerde dinge. Dis niemand van ons wat hier kan sê, ons sondig nie.
Is almal sondig. We all fall short of the glory of God. God se standaard is net so perfek dat net hy kan dit achieve. Jy sal dit nooit doen nie. Maar met hom in jou gaan jy dit doen. En coach, en terwyl ek voor die hekke van die hel gestaan het, het ek so aan my regterkant toe gekyk. En ek het 'n berg gesien. Daar was 'n hoë berg. Maar tussen my en die berg was daar 'n groot gaping gewees. So ek kon nie soontoe gaan nie. Dis asof dit die einde van die plek was waar ek is. En daar's 'n gaping. Nou die Bybel beskryf die goed en ek het dit nie geweet nie. En op die berg sien ek daar staan iemand wat blink. En iets in my het net dadelik besef, hy is die Here. Ek weet nie hoe ek dit geweet nie, maar iets in my het erken dat hy die Here is. En ek het dadelik uitgeroep en gesê, Here, Here, asseblief help my. Ek wil nie hier wees. Sê vir mamma, hoeveel keer wou ek jou al gehelp het nie? How many chances have I not given you? Hoeveel keer het ek jou al kanse gegee nie? En jy wou dit nie gehad het nie. En elke keer, ek kan vir jou presies sê, wie het al vir my probeer die gospel gee wat ek geweier het? I can tell you by name who they are. Because ek kan onthou, dit het teruggekom in my memory. Al die kere wat die Here iemand gestuur het, om my hand te vat en my te help, en ek het dit nie gedoen nie. Nou wat gaan jy sê? Wat gaan jy sê op daai oomblik? En ek het weer uitgeroep en gesê, Here, asseblief, gee my asseblief net nog 'n kans. En hy het vir my gesê, nee. As jy hierso is dit te laat. Want daar waar jy is, daar is ek nie. Jy weet, en ek het besef, dat my hele lewe was net een battleground, wat die vloer met my gevee het. En daar's niks wat jy na die tyd daaraan kan doen nie, coach. As jy jou oë toegemaak het, en die dood het sy vat gevat, what happens after is what matters next. Waar gaan jy jou oë oopmaak, vra ek? Kan jy verseker sê dit gaan in die hemel wees? Wat is dit wat jy so verseker maak? Ek weet verseker ek gaan nou hemel toe. As ek nou hier moet dood neerslaan, it will be a gain for me, because dan is ek by Papa Vader. Dan is ek by sy voete. So, maar coach, jy weet, die wonderlike ding van die Here is, sy genade kan ons nie verstaan nie. Sy genade is so groot, dat jou mind jy sal dit om dit gerap kry nie. Weet? Jy sal dit nie kan verstaan nie. Jy weet, en terwyl ek daar gestaan en gehuil het, nie, voor die Here op daai berg, het ek 'n verskriklike dors gekry. Dis asof, ek wil amper sê, die hel is so warm dat ek begin 'n dors word het. En ek het my hand uitgesteek en ek het vir die Here gevra vir water. Sê, asseblief gee my water, Here. En die volgende oomblik, coach, soos dit asof die Here my so vat. En die volgende oomblik, staan ek langs hom op die berg. Toe kyk ek af na die hel toe. En die mense wat daar is baie mense daar. En die Here het vir my gesê, kyk daar. Ek het vir al die mense gesterwe. Ek het die prys klaar betaal vir hulle, maar hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou dit nie hê nie.
Daar was kanse vir hulle. Daar was kanse vir een en elke liewe een. Ons Here is nie onregverdig. Hy is nie. Hy is 'n regverdige God. Dis wat die woord ons leer. En my hele lewe, as ek vandag so terugkyk, was die Here regverdig geweest met my. Hy was definitief. Die dinge wat gebeur, wat ons nie altyd van hou nie, wat baie keer maak dat ons die Here question, dit was nooit hy nie. Dis 'n ander psigopaat wat verkeerde besluite gemaak het, wat 'n uitwerking op jou het. Jy weet, van die persoon wat jou seer gemaak het, of die persoon wat jou sleg gesê het, of die persoon wat jou geroof het, of die persoon wat ook al in jou gedoen het. Hy het die verkeerde besluite gemaak. Hy het ingegee vir die verkeerde goeders. En sy besluite kan ons nie op die Here blameer nie. Jy weet, ek was nooit volwasse genoeg om dit eers te verstaan nie. Want ek het nog altyd probeer beklei om daai klein 7-jarige ouetjie te kan beskerm. Maar terwyl ek daar met die Here gestaan en praat het, sê die Here vir my dat ek het 'n plan vir jou. Ek wil hê jy moet terug aan jou lewe gaan regmaak. En die volgende oomblik, coach, toe word ek wakker. Maar toe ek wakker word, toe ek nie meer in die sel wat ek laaste in was nie. Reg? Ek sien 'n hospitaalseksie van Potchefstroom gevangenes, wat ek wakker word. Maar toe ek wakker word, is die mense heeltemal geboureerd hierom. Ek het nie so lekker verstaan wat gaan aan met hulle nie. Was ek so lelik of wat was dit? Het ek my gesig getrek of hoekom het hulle so gehardloop? Maar toe ek daar wakker word, toe besef ek, want toe ek wakker word, word ek met daai selfde dors nog steeds wakker, wat ek daar gekry het. En ek het dadelik gevra vir water, en hulle het vir my 'n 2 liter bottel koukborrel, het hulle vir my water aangegee, maar hulle wou nie te naby my kom nie, ek weet nie, hoekom nie. En seker gelyk hulle het 'n spook gesien, maar ek het die water gevat en ek het dit gedrink. En terwyl ek die water gedrink het, ek het daai 2 liter bottel gedown gemaak, en dit kon net nie daai dors les nie, en ek het gevra vir nog, en hulle het my nog gegee, en terwyl ek weer so in die borrel drink, toe besef ek, coach, was geen water wat daai dors gaan les. Ja. Jy weet, ek het daarna het ek sommer net self uit die hospitaalseksie uit geloop sel toe. Ek het daar gesit in daai sel, en ek het geweet dat iets moet verander. Ek moet dinge different doen. Ek moet my hele lewe gaan 180 grade draai, heeltemal op sy kop. En alles wat ek gedink het ek weet van die lewe, moet ek vergeet. En ek moet toelaat dat die Here my leer van die lewe. Want hy ken die lewe. Ek het daar in die sel gesit, en ek het die besluit gemaak dat ek gaan sommer skuldig pleit vir die misdaad waarvoor ek toe nog gearresteer was. En so 'n week voor my hofverskyning, toe hoor ek my naam op die besoeklys. En ek het na die besoek toe gegaan, en daar by die besoekarea, nou coach, jy ken die besoekarea, jy weet mos daar by die glasvensters, jy mag mos nou nie jou familie aanraak en so nie, so jy sit agter daai glashokkie, en dan loop ek in die besoekarea af, en daar's 2 rye, een aan elke kant, en dit is vol. Daar's net 1 sitplek oop. Daar's net 1 cubicle oop, maar hy het nie 'n sitplek nie, want die sitplek is al in een van die raaie se al uitgebreek of iets, reg? So daar's niks. Ek gaan basically
op my herke moet squat voor die hokkie. En ek gaan toe na die hokkie toe en ek sien die kaalkop oom met die brilletjie voor en hy noem my toe op my naam. En ek sê vir hom, ja, hy sê vir my, Chris, die Here het my na jou toe gestuur vandag. Ek het vir jou Bybel gebring en ek het nog 'n boek gebring wat jy moet lees. Ek sê, okay. Maar toe wonder ek nou klaar, hoe ken die ou vir my? Jy weet, dit gaan klaar deur my kop. En ek dink toe by myself, maar iets is nie lekker nie. Maar in elk geval. En die volgende oomblik sê die pastoor vir my, daar het iets met jou gebeur en ek wil hê jy moet my vertel van dit. En ek het toe vir hom vertel en terwyl ek hom die storie vertel, besef ek eintlik wat dit is wat ek moes doen. Want terwyl ek voor daai cubicle op my herke gesit het en ek het hom die storie vertel, toe vra hy vir my, Chris, daar is iets wat jy moet doen. Toe sê ek vir hom, ja, daar is. Toe weet ek, hoekom is daar nie 'n stoel vir my gewees nie, coach. Ek moes nie op my boude gesit het nie. I was meant to be on my knees. En daai dag het ek my hart vir die Here gegee. En my life has never ever been the same. Ek het wel teruggeloop na daai sel toe. Man, ek wil amper sê met 'n nuwe lus vir die lewe. Met 'n hele nuwe gees. 'n hele nuwe siening. Dit is regtig asof jy die ou self gaan afwas en jy moet nou net bietjie vir bietjie van sy habits gaan ontslaa raak, want ewen nou ek het daai dag my hart vir die Here gegee. Het dit nie beteken dat die dwelmverslawing waarmee ek gesukkel het dadelik net opgehou nie. Daai tipe dinge, dis werk, dit vat werk en dit het werk gevat, maar ek moet vir julle sê dat van dag 1 af, ek het hof toe gegaan, ek het gaan skuldig pleit, ek het my hand in die hof opgesteek, omrede ek nou so baie in die gevangenis was, het hulle gesê, hulle gaan my 15 jaar gee, en klas as 'n gewoonte misdadiger, en ek het geweet, dit is wat gaan kom. Ek is toe 15 jaar gevonnis daai dag, maar die magistraat het 'n goeie hart gehad en hulle het toe van daai jare het hulle opgeskort en ek is toe nou met daai 15 jaar en 'n paar jaar opgeskort tronk toe en ek het so 4,5 jaar van my vonnis uitgedien. Ek het 'n wonderlike tyd gehad in die gevangenis. Nou die mense sê vir my, Chris, is jy mal? Hoe kan jy sê 'n wonderlike tyd in die gevangenis gehad? Ek kyk nie, daai was the school of knowledge. Daar het die Here vir my kom pak. Okay? Julle sal nie verstaan nie. Julle sal ook dink, yes, die ou, hy is nie lekker nie. Maar ek sê, dankie Jesus. Dankie vir die tronk. Dankie dat ek daar kom beland het. Dankie dat ek daai pyn kon voel het. Want daai pyn is wat gemaak het, dat ek moet verander. Is daai pyn, wat ek nou vandag verstaan, hoekom sou dit gebeur het? Want vandag, help ek ander, wat deur dieselfde gaan. In die gevangenis, ek en Andrew albei, dit is waar ek en Andrew ontmoet het, was in die gevangenis. Ja, hy was saam met my daar so in Kreeusdorp koud. Ja. Ja, dit is so. Bruza. 2017. En ons het begin studeer en ons het hierdie nuwe wellus vir die lewe ontwikkel en alles wat met die Here te doen gehad het, elke Bybelprogram, ons was daar. Ek was daar. En dit is waar Coach Vreek ontmoet het en dit is waar Pastoor Botes ontmoet het. Wat vir die gevangenis werk en dit is waar ek almal ontmoet het wat vandag in my lewe is, jy weet wat
Daar's baie ministries waarmee ek ook betrokke is. Alpha, dis waar ek my vrou ontmoet het. Ek het my vrou mos by Alpha Prison Ministry ontmoet terwyl ek in die gevangenis is. Nou my vrou is 'n dokter. Ja, ek mis haar. Ek moet actually bietjie huis toe gaan, coach. Ja, en ek het my eie besigheid. Ek sou op 'n stadium saam met coach hulle gegaan het en toe gebeur COVID. En toe kry ek die lus om lineboarding te doen, coach. Nou om julle net so vinnig 'n overview te gee van die besigheid. Nou Andrew is nie die enigste ene wat van die gevangenis afkom wat nou al daar by my was nie. Daar was nou al 'n hele klompie. Ja. So nou en dan as die ouens uit die gevangenis uitkom, dan kom hulle daar na my toe. Coach, as die bid nie werk nie, die Bobojan spanner, as jy hom so om die tone krul, hy help gou. Nee, ek spot sommer. Nee, ek het maar net 'n hart vir die ouens in die gevangenis. Ek is self ook betrokke by die Alpha Prison Ministry, ek en my vrou. En die besigheid wat ek doen is op earth moving equipment. Nou ons gaan doen on-site repairs, line boring, bucket repairs, op die groot geel masjiene wat die earth moving doen. So dis waar ek en Andrew werk en my boetie. En dan ons het nog so 1 of 2 manne wat ons gaan join binnekort. Ons het nou 'n nuwe werkswinkel waarna toe ons skuif maandag. Ons skuif al ons masjiene soontoe, ons expand bietjie. Ek is een van die eerste 10 ouens in die land wat 'n YS Power lynboormasjien gekoop het, ou coach. En ek moet vir jou sê, né, liewe Jesus het vir alles voorsien. Selfs toe ek het in 2020 het ek 'n siekte opgetel wat my hepatitis C, maar 'n skaars genotipe van die siekte, glo dit nou nogals. Wat niemand vir my kan verduidelik waar kom dit vandaan nie. En is besig om my lewer aan te val. Ek moet medisyne kry, medies weier om vir dit te betaal. Dit is amper R30,000 vir die 4 maande se kursus van pille. Maar weet julle wat? Liewe Jesus het voorsien. In COVID het liewe Jesus voorsien. In COVID het ek my besigheid begin. Ander mense se besighede het toegemaak. Hulle lewens het in mekaar gestort, maar myne het begin. So wat ek wil sê, ewen al sit jy op die ashoop, wil ek vir jou sê, daar's 'n begin. Jy weet, van COVID tyd af tot en met nou toe, coach, ek het nou al 2 voertuie op die pad, soos ek sê, ons het nou al 'n nuwe werkswinkel, ons expand en expand en expand, ek wag vir nog 'n nuwe masjien wat van oorsee af moet kom. Ek traai regtig ietsie bou waar ek nog ouens van die gevangenis kan kry. Ek weet wat my doel is. En dit is hoekom ek hulle lekker verstaan. Jy weet, almal wat uit die gevangenis uitkom, is asof ek hulle mindsets verstaan, coaches. Die Jesus het my regtig baie gehelp en ek het ook verder gaan leer. Ek en jy het ons teologie gedoen. Ja. Ek het ook nog 'n advanced diploma in psychology gedoen. Ek is 'n qualified business and executive coach deur die Universiteit van Kaapstad, coach. En ek het ook myself gekwalifieer gekry as 'n fitter and turner. En nou is ek 'n nobody telling everybody about somebody. It's all about Jesus. Ja. Ja, so dit is dit. Ja, Kirkies? dit is so. Jo. Hier is goed. Hy's baie goed, man. Andrew, hy's baie goed. Chris, is awesome. Ek glo die manne agter hier, as jy kameras af sit, ek het dit gesels sien, die mense, kyk hier strale wat geloop het. En ek wil vir jou sê, die grootste van hierdie getuienis volgens met alles wat jy gesê het, en getuig het, en ek weet jy het nou nie genoem nie, maar ek wil dit net noem, vir 2 ure dood verklaar was, wat hulle gesê het jy was dood, en as ek kom hulle weggehardloop het, want die dooie het wacht weer teruggekom, lewendig geword. Die grootste vir my vanoggend, Suid-Afrika, julle moet hierdie ding kyk, en julle moet hierdie ding met almal deel wat julle ken. Want soos Chris gesê het, as jy daar jou oë opmaak, waar jy nie jou oë, daar bly 'n plek van smarte, dan worry jy nie meer oor 'n velkleur nie. Andrew, jy het nie woorde gebruik volgende my brother. Ek onthou jou baie goed. Ja. Ek onthou vir jou baie goed en
We're going to do it next week because we started a prison ministry TV channel Okay. for the rest of the world. So you two must bring your testimony in English next week sometime, but I'll arrange it with Chris with you. No problem. Chris, Andrew, jy het nie nodig gehad om woorde te gebruik volgens die mama. Net jou arm na om te sit en om te comfort, te troos, was 'n preek op sy eie. Ja. Powerful preek. En dit is wat hierdie land gaan gesond maak. As ons mekaar weer kan raak leef, maar raak sien, kan vertroos en kan versterk, en kan opbou en sê, my hande is vir my gegee om jou te help. Ons al drie kan getuig, wat gedink het ons hande was op 'n stadium daar om mense te seer te maak, met 'n vat by mense. Maar toe kom God in ons lewe en hy leer vir ons, hierdie hande is gegee om te gee, nie te vat nie. Hierdie hande is gegee om op te tel, en te dra, en te versterk, en te bemoedig. So ek wil julle twee salieer vanoggend. Julle uit, ek glo, hierdie video gaan op YouTube baie mense bereik. Ek hoef nie baie te sê, jy is op die thumbnail nie. Ek het my oë in die hel oopgemaak. Gaan genoeg aandag. En weet jy Chris, ek het 'n vorige brother vir my Andries Venter, ek glo jy ken van Andries. Hy was ook in die hel. Hy was 'n satanis. En sy video het ook nou ek dink is al hier by die 70,000 views op YouTube. Weet jy hoeveel comments was daaronder gewees van man, jy lieg, daar is nie 'n hel nie, die hel bestaan nie. En weet jy wat? Die gevaar van hierdie video kyk en luister is, jy moes lankal afgesit het. Ja, Wat jy nie kan sê, soos Chris gesê het, as jy jou oor daar oopmaak, ek het nie geweet nie. Jy moet van my verklaar hoe 'n man vir 2 ure weg is en sê hy is dood en terugkom en nog nooit weer dieselfde was nie. God 'n geleentheid skep wat hy op sy knieë kan sak in 'n tronk, sy lewe vir die Here Jesus gee en kan getuig dat jy sien is ouens wat diep in 'n put was wat die Here gaan optel het, soos brandhout uit die vuur geruk het. Hulle sal hom liewe Jesus noem. Liewe Jesus is 'n liewe Jesus vir hulle, want hulle weet, as dit nie vir hom was nie, het hulle nou in die hel gebrand. As dit nie vir hom was nie, al die eer, al die lof kom hom toe. Vir julle wat kyk en wat my altyd ook so wil sleg sê op YouTube en op die ander kanale, vanoggend sien jy en hoor jy, of vandag sien en hoor jy, hoe kom ek dit doen? Want daar's nog 'n klein Chrissy, daar's nog 'n Andrew, wat die goeie nuus moet hoor. En ek eer die vanoggend die Here meer as ooit van tevore in my lewe, dat hy, soos Paulus sê, my getrou geag het en in hierdie bediening gestel het. Ek eer die Here vir daai pastoor, wat gehoorsaam was en na Christus gegaan het in die tronk, en gesê het, iets het met jou gebeur, die Here het gesê, ek moet hier na toe kom. Dis woord, dis Bybels. Wat het met Paulus gebeur, toe hy vir 2-3 dae blind was? God het iemand na hom toe gestuur. Ja. En met hom te deel. So, ja, dit is powerful. Ek wil vir julle manne, om ons mense, jou hand was op. As jy iets wil byvoeg, en die ander manne, julle, daar is so onder, jy sal sien, daar by jou, by die action of react, daar is 'n handraise, een wat jy kan jou hand net 'n bietjie opsteek, soos in die klas, en dan, mense, jy is aan die woord, my brother. So, dankie Chris, dankie Andrew, wat net Chris, ek is so bly dat ons net halfte van jou gesig kan sien, want ek dink ek sou net die hele tyd gehuil het, as ek nog die emosie wat in jou stem was, ook op jou gesig kon sien, weet, maar ek is 'n jagter en dis 'n ding wat ek baie doen, as daar 'n kwesbok is, weet as ons saam gaan jag, gebeur daar maar 'n foutjie hier en daar, dan stop ons om te jag en dan gaan soek ons almal die kwesbok. Nou hoe doen jy dit? Jy gaan terug na die punt van die eerste bloed toe. Ja. Daar waar jy die bloed sien, volg jy die bloedspoor. Nou as ek nou na jou ding luister, ek wil nie sê 'n storie nie, want 'n storie is 'n sprokie, hier is 'n ware, regte, egte lewensgetuienis. As ek teruggaan na die bloedspoor toe, dan kom dit by daai 7-jarige seentjie. En vreek, ek sit en dink,
Weet, jy noem hierdie brultyd. En ek wonder as daar 'n pa was wat oor jou gebrul het, sou die gebeur het. Weet, my hart is Freek, en ek weet jy's ook 'n streng pa. En jy weet hoe word hy uitgehaal omdat jy 'n streng pa is. Die mense om jou, selfs my vriende het vir my gesê, Menzo, jy's te streng op jou kinders. Maar ek brul oor my kinders met alles wat binne in my is. Do not touch my children. Jy sal nie weet wat oor jou kom nie. Right. Want onthou, ek is nie alleen nie, Freek. Ek kom met 'n almagtige God. Right. Maar ek wil vir die manne sê, manne, brul oor jou kinders. Pas hulle op. Bly naby aan jou kinders hart. Verstaan wat binne daarin ingaan. Wees naby aan jou kinders se vriende, dat jy weet wat hulle met hulle om hulle aangaan. En Chris, ek wil vir jou sê, jy sê ADHD, sodra jy daai woord sê ADHD, dan word my hart bly. Want ek het 'n teorie, luister na my teorie, Chris. As Johannes die Doper en Daniel en Gideon en ons kan eintlik die hele klomp Bybelheroes bymekaar groep. As hulle mos dokter toe gaan. Right. Jy weet waartoe ek gaan, Chris. Gaan hulle almal moes pille kry. Die hele lot van hulle gaan pille gekry vir ADHD. Right. Ek dink as hulle 'n paar stry jacket of 2 gekry het ook. Verseker. Weet so, ek het 'n hart vir ADHD. Ek dink as ek selfs op skool, ek het ook daai streek wat jy het van haar koppigheid. En dit kry jou lekker in die moeilikheid partykeer, jong. Maar as dit geharness kan word, as dit bymekaar gemaak kan word onder die Here se liefde, dan is dit 'n powerful persoonlike weet hy. Jesus, het 'n baie groot sien vir humor. Want die meisiekind van my wat nou matriek is, sy is soos wat ek was, just twice as nice. So nou gee sy vir my opdraande. Maar jy verstaan haar. Nou verstaan ek. Niemand verstaan haar soos ek haar verstaan. Ja. Dit is 'n feit. Ek meen as hy kind praat, sien ek in haar hart en ek weet daar is meer as wat jy eintlik vir pappa vertel. But you know what? Die pappa sal met die ene praat wat kan sien daar waar ek nie kan sien nie. Die ene wat ek vertrou daar waar ek nie kan bykom nie. En dan los jy hulle in die Here se hande. Ek was ook baie streng omdat ek nou weet waar ek vandaan kom. Het ek op 'n stadium geprobeer overcompensate. En ek was te streng en ek het my kind op so 'n stadium gehad dat sy baie gefrustreerd was met my want niks is reg nie, niks wat ek doen is reg nie, jy weet. En toe het my gekos om ook bietjie te gaan introspeksie doen en te besef, my boeta, jy's nou besig om 'n stel reëls jou kind te laat grootmaak en nie 'n godsman. Nie 'n godsman nie, want 'n godsman doen dit uit liefde uit. Dit is nie die stel reëls wat die mense regkry nie. Dit is die Here wat die mense se harte verander en hy gaan my kind se hart ook verander. Hy's klaar besig, ek sien dit klaar in haar. Want kyk, my vroutjie, nou coach, ek sal jou 'n bietjie 'n foto stuur van ek en my vroutjie. My vroutjie is kort. As jy haar sien, gaan jy haar ken want sy doen ook prison ministry by Krugersdorp. Nou sy's kort, maar coach, 'n stick of dynamite. Ja, kyk daai vroutjie. Die wys het vir my geweet om my die kleinste pakkie met die grootste boom te gee. Gevaarlik. Dan kom hy by die huis, dan sê sy, Bok, het jy enigiets van die kind gehoor? Dan sê ek, hoekom? Nee, ek vra maar net. Dan wag ek so 'n bietjie. Eet ek 'n chocolate, nee, ek wil nie nou weer nie. En nou vas jy weer. Ja, ek vas nou weer man. Die kind. Dan sê weer besig. Ek het 'n awesome vrou. Regtig 'n stokkie dinamiet. En ons moet ons vrouens waardeer, ouens. Ja. Liewe Jesus het regtig vir jou. Dis nie verniet dat jou vrou jou hartsnare geteken het nie. Dis nie verniet dat ek my vrou raak gesien het terwyl ek nog 'n inmate was nie. Dis regtig, ek was nog 'n inmate toe ek my vrou ontmoet het. En kyk wat het die Here gedoen. Ek vra my vrou baie, hoor jy so?
Jy tronk toe gegaan op 'n man van so daarso of dis nie, is net hier's baie mans hier buite wat vuil harte het, wat lelike harte het, wat vroumense soos gemors behandel. En daar's ek in die tronk en die behandel 'n mens net soos 'n mens. Ek behandel almal net met respek. Jy weet coach, ek kom gister, nou ons het 'n job gedoen en daar's 'n klein, daar het ietsie skeef geloop, reg? Nou ek wat 'n besigheidsmens is, vat volle verantwoordelikheid vir daai job en ek sal die hele job van start toe van die begin af tot die einde weer oordoen en seker maak my kliënt is reg. Dis wie ek is. Nou die kliënt begin my eerste dreig gisteroggend. Stuur vir my dreigende boodskappe, maar nou dink ek by myself, ou maatjie, jy weet duidelik seker nie vir wie jy dreig nie. Maar coach, ek antwoord hom nie een keer nie. Ek bly doodstil. Hy stuur my huisadres, hy stuur my Capitec se balance, hy stuur my kredietkaart balance. Jy weet, en hy stuur dreigende boodskappe. Ek en Andrew ry na hom toe en stop daar, ek klim uit. Nou die ou het seker gedink ek gaan kom en ek gaan begin 'n bolle rol. Ek het geloop na hom toe en ek het my hand so op sy skouer gesit. En ek het vir hom gesê, Adrian, die mense het jou seker al baie ingedoen, né? Ja, en hy wil beklei. Ek sê vir hom, ek is jammer, my boetie man. Ekskuus. Ek vra om verskoning dat die mense jou so ingedoen het, maar ek sê jou van my. Ek is 'n besigheidsmens en ek is iemand wat ek bly by my principles en as ek gesê het okay, ek gaan die ding kom regmaak, dan kom ek dit doen. Jy weet, ek hou by my woord. Ek sal jou nie net so los nie. So die dreigemente los dit, man, dis nie nodig nie. Jy het nie nodig om my te dreig nie. Jy kan net vir my sê, Chris, daar's 'n fout, kom maak reg en dan kom doen ek dit. Jy weet, maar so in liefde kan jy haat en anger ook oorkom. Amen. Net in liefde. Ja, liefde oorwin altyd. Liefde is dissipline. Ja. Liefde is dissipline. Jy weet, as jy jou kinders reg leer, jy kan streng wees in liefde. Liefde, streng is nie haat nie. Streng is nie kwade nie. Streng is liefde. Dis. Ja. Ek was bietjie verkeerd daar gewees op 'n tyd. Want ek was, omdat ek uit 'n geskiedenis van dwelms uitkom en ek weet wat by die huispartytjies aangaan en ek kan sien in die kinders se gedrag met wie my kind rondgehang het, dat die is nie verkeerde kinders. So nou sê jy nee vir die dogter om na die houseparty toe te gaan, jy weet, en jy streng en dan loop hulle mos met die bakkies net so 10 bar gepomp. En hulle slaan deure toe en ja, maar op die einde van die dag is gebed en introspeksie. Die Here sal vir jou wys waar jy verkeerd was. Die Here het vir my gewys waar ek verkeerd was. Dis hoekom ek sê ek was verkeerd. Want hy het my gewys en ek het met daai dinge gedeel en nou al die eer aan God. Coach, die Here is ons antwoord vir alles. Ek hoop regtig die ouens wat op YouTube luister en wat op die TV-kanaal luister. Ek hoop regtig dat jy weet verseker dat jy gaan verantwoording vat vir jou besluite wat jy geneem het. Verantwoordelikheid vat vir jou besluite wat jy gemaak het. Of daai nou goed of sleg is, coach. Jy gaan verantwoordelikheid vat vir dit. En daai is ook een ding wat die Here my van kleins af geleer het. Dat as ek 'n ding gedoen het, ek is nie bang om te sê ek het dit gedoen. Ek is nog altyd enig gewees, ek sal dit kan erken. Jy weet? Maar wat hartseer is dat daar so baie mense is, veral in ons land, wat nie kan sê hulle is verkeerd nie, ewen van ons kerkleiers, coach, want nie een van hulle preek die, dat mense moet versoen, en mense moet mekaar vergewe, en oor alles gaan verby, jy weet? Dis waar. Hoekom wil hulle hê ons moet mekaar haat? Hoekom wil hulle hê ons moet beklei? Hoekom wil die duiwel hê, daar moet ructions in jou familie wees? Want in separation is daar geen krag nie. Daar's krag in die position waar God jou wil hê. Daarso is krag. So as hy jou separate, dis hoekom dinge gaan soos dit gaan. Dit is hoekom 'n huisgesin ook so
My vrou bid elke dag vir my. Ek het nog nooit iemand in my lewe ontmoet wat so baie vas nie. Sy vas, nie net vir my nie, vir die besigheid, vir die ministry, vir coach hulle, vir almal, vir Alpha. Jy weet, my vrou vas kort en sy bid geduldig en ons as mans moet ook uit leiding vat. Ek wil graag van nou af elke oggend 6:00 hier wees. Dit maak nie saak waar ek is nie, my iPad gaan saam met my. Ek gaan saam met coach hulle, ek ry saam. Of ek nou in Taba is of in Kuvukiland, ek is daar. Prys die Here. Ek is saam met jou. Is jy ook daar? Ek sal jou ook die link stuur. Asseblief. Ja. Ja. Sal lekker wees, man. Ons moet net vir mekaar koffie aangee. Hey Andrew, jy's 'n man wat preek met jou dade. Jy lewe die woord, julle twee. Dis en moes ou in die tronk gaan draai om hierdie dinge te leer, né? Om waar by ware liefde te kom. Ek moet daar vir my hier ons op baie Charlie Botha is deel van die sanggroep Coffee Snops. En hulle bring nou 'n liedjie uit, Passa mooi op. Wat jy maar net vir die man wat reeds begin bid vir my dogter, se man wat eendag vir haar moet vat. Passa net mooi op. Moenie my meisiekind seermaak nie. Johan, my boetie, hier is aan die woord. Ja, dankie Boeta. Ek wil maar net sê, dit is so 'n belangrike beginsel wat ons vanmôre oor praat en baie kortliks. Die samestemming tussen man en vrou is van ongelooflike goddelike waarde. Die Here sê, waar twee my naam saamstem, so sal dit wees. Tussen man en vrou, as daar 'n samestemming is, kan jy die berge verskuif. Daar's baie getuienisse wat ons kan deel, maar een ding verseker kan ek vir jou sê, dat die oomblik sodra jy jou guard laat sak, kom die vyand in sy speelveld is die huwelik. Want hoekom? Die bruid se simboliek, Jesus Christus met sy bruid, hy as bruidegom, is die simbool van man en vrou op aarde. En dis hoekom die vyand so hierdie woke kultuur bevorder. Want hy gaan absoluut teen die grein van goddelike beginsels tussen man en vrou. Hy probeer dit afbreek. En daarom is die samestemming tussen man en vrou so belangrik omrede die krag van God daardeur manifesteer. En wanneer jy in jou as man jou guard laat sak en daai verhouding word versteur, daai samestemming word versteur, dan is jy kragteloos. Amazing, toe ek en Joan getroud is, jare terug, was een van die woord en een van God se beloftes aan haar gewees. En hy sê in die Engelse Bybel, in die Amplified Bybel, so duidelik gesê, and the woman will protect the man. Die vrou se rol, presies dit wat jy daar sê, Chris. Die vrou se rol, terwyl die man op die gevegsveld is, besig om te veg, en in die geestelike realm uit die hart van die saak. Dis die vrou se rol om vir hom te bid. Maar maak nie 'n verskil nie. Ons maak nie 'n fout nie dat die man se rol as koning, priester en profeet het net so 'n belangrike rol om strategies vir sy huis in te tree. So ek wil net daardie gedagte van samestemming ook tussen man en vrou net op die tafel sit, want ek dink dit is 'n baie belangrike bestanddeel in 'n suksesvolle goddelike huis. Ek wil net vir jou sê, Boeta, baie dankie vir soveel jare se getrouheid aan die Heilige Gees en aan die woord van God, om hierdie bediening so getrou voor te sit. Ek moet vir jou sê, ek en Joan sê altyd vir mekaar, jy weet, ons saai miskien in daardie akker, maar die fisiese demonstrasie en die fisiese gee van jou lewe en jou span, niemand kan daar die rol beter vertolk as julle ouens nie, en al die bedieninge soortgelyk soos daardie, maar ek wil net sê dat baie dankie in die diepte van ons hart, dat jy fisies, dis soos daai swysapparaat, as jy daai swystok op die yster sit en jy maak die vonk, dis julle ouens. En mag ons maar net die aanhou om by wyse van ons bydra, die ander ouens wat dit hoor, wat nie fisies in daai ark van die Here kan staan, en hierdie swysapparaat op die yster druk en daai vonk wees nie. Mag ons harte oopmaak om dit aan te bedien, want ek glo indirek is ons dan ook bydraers tot hierdie geweldige belangrike taak. Mag die Here jou 100voudig seën, jou en jou span, en Chris, ja, vir jou en jou span,
Mag julle absoluut bless wees. Ons ken die geel masjiene van ons kliënte is in die earth moving. En dit is 'n amazing wêreld daardie. Rough, Ja. tough and rough. Partykeer, ek sê partykeer kom ek en Andrew by die huis, dan is ek ook net so swart, dis ook net met 2 wit oogies wat uitsteek. Yes, baie dankie Johan. Dankie Boeta. En jy weet, ek sê ook altyd, jy weet, my supporters, my vennote, bedieningsvriende en vennote is die ruggraat van die bediening. Julle is die Moses en die manne wat ons help en dat ons kan aanhou dit doen. Jy weet, en op die einde van die dag gaan ons almal dieselfde loon ontvang. Daar by God kom, gaan hy nie sê, ja, jy het miskien die swyswerk gedoen, maar dis die een wat die swysmasjien vasgehou het ook, en een wat hom aangesit het. So ons is almal deel van sy span. Baie dankie Johan ook vir julle liefde en support oor al die jare. En Menzo, jy het weer jou hand opgehad. Ek sien jy's vol vanoggend. Jy brul weer vandag by daai besigheid. Ja, ek en my vrou werk ook saam en ek wil net by Johan aansluit. Ek kyk na die dag geding van Charlie Kirk waar hy sê die huwelik, die troudag is so simboliek. Die vrou lyk pragtig. Sy's mooi geklee in wit en is blomme en dit is alles net van die beste. Dis alles wat mooi is. Maar die man dra 'n pak, jy weet 'n swart suit asof hy na 'n begrafnis toe gaan. En 'n ou moet dit so sien. Die dag as jy die kommitment maak om te trou en 'n pa te wees, sterf jy binne in jouself. Jy is nie meer belangrik nie. Brul is nie, ek is die koning en ek sit op die bank en ek sê wat moet gebeur nie. Nee, jy is die dienaar. Jy bedien, jy dien, jy versorg, jy beskerm. Jou lewe is nie meer ek wil amper sê, dis nie eens meer belangrik nie. Jy het 'n commitment gemaak vir die Here. Om in eenheid, en Johan het so mooi woord gebruik nou, samestemming. Want weet, Chris, ek het ook 'n vurige vroutjie, en partykeer dan sê ek vir haar, ons is nie in eenheid op die oomblik nie. Weet, dan is ons wit warm vir mekaar. Dan wil ons, dan gaan dit rof. En yes. Maar die samestemming, ten spyte van die feit dat ons nie oor hierdie een ding saamstem nie. Yes. Is daar tog samestemming oor die basiese beginsels van hoe ons alles doen en dit verander nie. Yes. So Johan, baie dankie vir daai woord. Samestemming, ek soek daai woord al lankal. Baie dankie. Ek dink ons moet sommer kyk of ons, as die Here wil, volgende Vrydag bietjie met Brultyd hier oor hierdie ding bietjie dieper te gaan. Dis baie om te sê oor dit. Dis baie om te sê oor dit. As jy reg is en jy is beskikbaar, Johan, kan jy so 'n bietjie vir ons bietjie praat daaroor en bedien daaroor en dan kan ons dit verder vat van daar af. Want ek of jy sê ons kan nou aanhou praat en nou begin jy my skit. Jy weet, ons ry gister hier van ons op George op die N2 en my vrou sê vir my in die kar en ek bid dat dit elke dag so sal wees. Sy sê, hoekom het jy so lank gevat om by my uit te kom? Ek sê, want jy het gevlug vir my, want jy sal nie naby my gekom het toe ek nog nie met die Here was nie. Jy sou gewaarsku het met hy. En maar dit met ons verlede dat God so werk doen en toe vrou sal sê, yes. Ek meen ek ken manne, daar's ook Dudley, sy vrou sê ek het nog nie 30, 40 jaar. Hoe lank is hulle 30 jaar getroud? Sy sê ek het nog nie een aand langs 'n moordenaar geslaap nie. Hy man het die doodstraf gekry. Hy het gewees 'n skoonpa vermoor man. Sy sê ek het tog nooit langs 'n moordenaar geslaap in 30 jaar nie. So dis 'n seën. Is daar een van die ander manne wat iets wil sê, iets wil byvoeg? Is julle welkom. Gaan ons afsluit. Ja, dit klink vir my ons is reg vanoggend. Andrew, hoe is jou Afrikaans? Ja, ek try maar net so en so. Ja. Andrew, then I'm going to ask you in English. It will be better then. I've just had in my heart now that there's somebody watching, somebody listening. A small Andrew, a small Chris,
just to say, but what must I do to become part of God's family? What must I do to get out of my mess? Will it be possible for you to lead that person in prayer to give their lives to the Lord? Please, Andrew. Yes. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, here we are this morning. We are so grateful and thankful for this great opportunity that you give us this morning in the name that is above all the name of Jesus Christ, our Lord. Father, I pray for brothers and sisters out there who are thirsty for the way, who want to see you, who want to fix their eyes unto you, Father, in the name of Jesus. Father, I pray, Mudimaka, in the name of Jesus, that the Holy Spirit may touch them. Let the Holy Spirit touch them, Mudimaka, so that they may know you as their Father and their Lord and Savior. Father, I pray for them in the name of Jesus. I pray that they may open their heart for you, Lord. They may open their eyes, their heart, and for you, their mind, everything for you, Lord, so that they may be in you, so that you may be in them, Father, in the name of Jesus. I pray for them. I pray in the name of Jesus. Be with them, protect them, Mudimaka, so that they may know you, so that they may be with you as always, Father. You have said in your word, Lord, that you will never forsake us nor leave us, Lord, in the name of Jesus. Father, I pray that they may be with you, so that you may welcome them into your life, Mudimaka. I pray, Father, in the name of Jesus. Thank you, Father, for this opportunity. Thank you, Father, for everything that you have done for us and everything that you are still going to do for us in the name of Jesus. Thank you, Father, in Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Thank you, brother. As jy dalk gesit nou nog steeds voel en jy het nou gebed gehoor en jy ervaar, yes, maar ek wil nou die Here Jesus aanneem as my Here en as my verlosser. Ek het hom nou nodig, nie môre nie. Gister was te laat, dit is verby. Is nou die oomblik. Vandag is die dag van verlossing. Bid saam met hierdie gebed. Sê Here Jesus, baie dankie dat U bereid was om aan hy kruis vir my te gaan hang. Dankie Here dat U bereid was om my straf op U te neem. Soos ek gehoor het wat Christus gesê het, U het vir hom gewys, U het vir almal wat in die ewige vuur die hel beland het, U het vir hulle almal gesterf. Hulle is daar omdat hulle nee gesê het vir U. Dis alrede kom hulle daar is, hulle wou nie roep na U nie. Want die wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Vergeef my sondes, Here. Kom was my skoon. Kom reinig my. Kom maak my 'n nuwe mens. Ek gee vandag oor aan U, Here. Ek vergewe ook almal wat my seer gemaak het, my te nagekom het. Ek spreek hulle vry, ek seën hulle. Ek wil vry wees, Here. Vat hierdie hart van klip, hierdie stikkende harde hart, en gee vir my 'n nuwe hart, Here. Kom woon in my, Here Jesus. Ek neem U nou aan, as my Here, as my verlosser, as my saligmaker. Wees die koning van my hart, die koning van my lewe. Dankie dat ek nou U kind kan wees. Dankie dat U my nou aangeneem het as U kind. En ek kan U noem my Vader. Ek is nie meer weeskind nie. Ek is 'n kind van God, dis wie ek is. Dankie dat U my U kind gemaak het. Dankie dat U my vergewe het. Daarom wil ek ook nou vir myself sê, jy's vergewe. God het my vergewe. God het my lief. Nog altyd lief gehad. Daarom wil ek myself seën, myself nie meer haat nie. Nie meer vir myself al kwaad wees oor wat ek gedoen het aan myself en aan ander mense nie. Maar dat ek vanoggend ook vir myself sê, ek seën jou, ek is lief vir jou, ek vergewe jou. Dankie Here. Dankie dat ek nou vir U kan vra. Doop my nou met die Heilige Gees en met vuur. En maak my nou die mens wat U my geskaap het om te wees. Dat ek by my skepingsdoel sal uitkom. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie julle. Wat 'n oggend. Wow. Ja, baie dankie vir almal. Gaan brul daar by die werk vandag. Gaan brul daar aan die masjiene vandag. Ek wil net noem, ek sien op sy profile fotootjie, ek het haar gesien, sy lyk vir my baie bekend, so ek glo ek ken haar. Maar ek sien daar's nog 'n kleintjie daarvoor, en dit is ook 'n poppie. Nee. Nee, julle nie 'n dogtertjie nie? Nee. Hoe? Nee, dan
Dan sien jy seker die ene wat nog moet kom, coach. Asai. Ja. Asai, prys die Here. Asai julle, baie dankie kykers, luisteraars, manne. Dit was 'n voorreg om vanoggend saam te brul. Ek glo daar is 'n brul in ons almal op YouTube. Asseblief share hierdie met almal wat jy ken, like, leave 'n comment en subscribe in die kanaal. En ja, wat 'n voorreg was dit vanoggend om saam met julle te kuier. Here seën en mag julle 'n wonderlike naweek en res van die jaar hê. Matriek is seker binnekort begin met die eindeksamen. Geniet daai matriek afskeid my brother. Dis net once dat dit gebeur. Here seën julle. Mooi dag, hoor. Baie dankie. Coach. Dankie, bye. Bye.